Ek wil miskien net sê voor ons begin. Anelia het 'n tissue in my sak gesit vir as ek dit nodig het, want hierdie laaste 6 weke dink ek het ek nog nooit meer in my lewe gehuil as dit nie. So ek staan vanoggend hier as 'n dankbare man, en ek dink nie ek kan anders as om net iets te deel nie. Maar dit is so, as ek moet sê wat ek vanoggend wakker geword en dink ek, as Fred my nie gevra het, wil jy nie iets sê nie, het ek dalk nie gestaan vanoggend nie. So, ja. Luister Ernst, ek dink min mense weet wat eintlik die operasie is. So party van julle ken vir Anton, party ken nie vir Anton nie. Maar vertel ons 'n bietjie eers oor die operasie wat jy ondergaan het so 6 weke terug. Wat het gebeur? Miskien moet ek eers ook net sê, ek wil regtig, my gebed is vanoggend, dat as ek deel oor dit, dan gaan dit omdat ek wil, soos Johannes, wys na die lam. Daar is die lam. En my gebed is dat Jesus verheerlik word, dat hy meer word, en ek minder, en dat julle almal regtig iets van hom sien. Ek het vanoggend ook, toe ek met Willie hulle gesels, toe besef ek, dit is seker nodig om 'n bietjie te vertel wat gebeur het. Ek is gebore met 'n hartklep wat nie 100% reg is nie. En dis iets wat so, ek bedoel, ek het geleer, het selfs 'n naam. 1% van alle mense, het dit. So, ons is 'n baie uitgeleese groepie. En iewers eers het ek 12 jaar terug, ek was 45, die verantwoordelike ding gedoen as 'n man om te gaan terwille van my vrou en my kinders en vir 'n mediese ondersoek, of volledige ondersoek, en dis wat die dokter dit ontdek het. So 'n stuk genade was dat ek 12 jaar terug geweet het dat ek sit met 'n hartklep wat nie 100% reg is nie, 'n hartklep wat bietjie lek en wat op die ou einde verkalking op het. En soos wat jy ouer word dit erger, maar die dokter het ook vir my gesê ons monitor dit elke jaar, en wanneer daar simptome is, dan hanteer 'n mens dit. En so daar was baie genade in dit. En einde Januarie hierdie jaar is daar toe simptome, waar die klep het so verkalk, dat die hart al hoe harder moes werk om die klep oop te stoot, en toes dit ek weet al 12 jaar van dit, en die dokter kyk my in die oë en sê, weet jy wat, dis tyd vir 'n hartklepvervanging. Dis tyd dat ons jou borskas moet oopmaak, daar is nie 'n ander manier om dit te doen op jou ouderdom nie, en dan oorbrug ons die ene aorta na die ander aorta toe, ons stop jou hart, ons vervang die klep, en ons skryf weer aan die gang, en dan gaan jy. So dis nogal, al weet 'n mens, dit kom, dalk, iewers, is dit nogal 'n ding om, jy weet, deur te werk. En ek bedoel, skielik besef ons, wat ons weet, ons is sterflik, ons is verganklik, en dan raak dit, jy weet, 'n realiteit. Ek onthou dat jy terugkom en ons begin 'n bietjie gesels, het jy iets so mooi gedeel vir my van die genade van die Here in terme van hierdie proses, maar ook voor dit, in die gesprek wat jy ook gehad het met jou familie in dit. As jy miskien vir ons daar, Anton, dit is vir my baie mooi. Ja, ek dink, ek het, en ek wil dit noem, ek het 'n paar jaar terug, die van julle wat vir Benny van der Merwe ken, ek het sy begrafnisdiens gedoen toe hy oorlede is, en een van die goed wat ek daardie tyd, wat die Here eintlik vir my 'n bietjie oopgebreek het, is dat ons dink baie keer oor genade as iets wat, wanneer dit nie jou goed gaan, is dit genade, en jy weet, as iets sleg gebeur, dan is daar nie genade nie. En skielik was ek ook weer gekonfronteer, en ek sê, daai tyd het die Here vir my gewys, maar genade begin eintlik nog voor ons geboorte. Genade begin die feit dat ons hier is. Genade begin die feit dat ons mekaar het. Die feit dat ons ouers het, die feit dat ons kinders het, die feit dat ons mekaar het. Dis God se genade. En vir my in daai situasie wat ons toe die Sondag eintlik om die etenstafel met mekaar deel as gesin, is dat ek vir hulle sê, dis my asof die Here net vir my gewys het, maar my genade, die maatstaf vir my genade kan nie wees hoe suksesvol die operasie is nie. Want baie mense het vir my gesê, moenie bekommerd wees nie, die Here se genade is by jou, dit gaan fyn wees. En eintlik het ek besef, maar dit kan nie die maatstaf wees nie, want die Here se genade het my al vir 57 jaar gebring waar ek is. 34 jaar getroud met Anelia, vir my ek wil nie sê 3 kinders nie, ek het 4 kinders. En so die genade wat ons beleef het, en wat ons as gesin mekaar gedeel het, was net om te sê dat die Here se genade eintlik
alles omsluit en dat hierdie groot operasie wat voor lê net nie 'n maatstaf mag raak nie. En dit het ons ook eintlik met mekaar gedeel en ons was 'n paar weke voor Paasfees. Jy weet waar dit is eintlik die viering van God se grootste genade. En so dis nogal, jy weet ek onthou my seun het my gevra, "Jesus dad, maar jy gaan fight nê." En ek sê vir hom, ek dink daai is die belangrike deel, die feit dat ons onsself in die Here se genade plaas en eintlik besef maar die Here se genade is nie afhanklik van hoe goed of hoe sleg dit met my gaan nie. Dan is die ander kant, ek kan nog steeds aan die Here se voete sit en eintlik vir hom sê, Here, ek wil my beste gee deur hierdie operasie en ek wil nog graag leef ter wille van my vrou, ter wille van die pa wat ek is, die 2 dogters wat ek nog het, die kleinkinders wat ek hoop om te hê. So daar's 'n persoonlike begeerte wat ek met die Here kan deel, maar dat ek ook vir die Here kan sê, ek besef net, sy goedheid en sy guns en sy genade is nie afhanklik van die sukses van die operasie nie. En dan staan ek hier en dan wil ek sê, ek eer die Here vir sy genade, maar dis nie die bewys nie. Jy weet, dis 'n balans. Dis 'n balans. Ja. Dit is eintlik ongelooflik, die eerste keer toe ek daar by jou was, toe loop ek vas in 'n paar mense wat in en uitkom, en ek weet dit was vir jou ook iets, en Kruispad se hele ding is om 'n gemeenskap te wees, 'n community te wees, en ek weet, dit was nogal iets wat jy ervaar het ook in hierdie tyd. Ek moet sê, ons het dit as gesin ongelooflik ervaar, en ek wil amper sê gemeenskap, in die eerste plek die Heilige Gees se teenwoordigheid, die vrede wat ons ervaar het, ek moet eerlik wees, toe ek het so 6 weke voor die operasie gehoor, of 4 weke omtrent, so daar was nogal 'n paar weke wat verloop het, en in daai tyd het ek nogal gedink, joh, ek is nie lus hiervoor nie, ek is nie lus vir hierdie pyn en hierdie, en iewers ergens net die Here se absolute teenwoordigheid deur die Gees, wat 'n vrede gebring het rondom daai, die gemeenskap waarin ons deel is, die omgeegroep, ek sit en dink ons Johannesgroep, sit ons hier een aand en ons gesels, en ek wil vir julle hier wys, hier voor op my Bybel is Jesaja 43 vers 1, dis 'n gedeelte wat die Here vir my gegee het, joh, as 'n jong man, en Anelia het dit op 'n stadium vir my op hierdie leer, jy weet, oortreksel op my Bybel gesit, waar die Here sê, ek het jou op jou naam geroep, jy weet, jy is myne, moenie bang wees nie, is deel van hierdie, ek is by jou, en hoe ons as groep, gemeenskap van die gelowiges ervaar het, waar iemand die aand gedeel het, maar die Here het hierdie gedeelte vir haar gegee, my was dit gedeel, en ek sê van, maar dis my gedeelte, hier sit op my Bybel, en hoe ons uitstap by ons huis, en soos hy verbystap, kyk sy so terug, sy sê, o ja, julle huisnommer is ook 43, so die Here dit kom herinner, so iewers ergens in 'n klomp praktiese goed het ek regtig die Here se nabyheid ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid, en dan ook, om iets te beleef van 'n gesin, ek sê vir Anelia, ek sê vir die kinders, hoe hulle om my laar getrek het in daai tyd, en hoe hulle my ondersteun het, ek is nie verbaas nie, maar ek is dankbaar, en dit gaan oor absolute afhanklikheid van die Here, en versorging, en dan, om deel te wees van 'n gemeenskap, waar ek die laaste 6-7 weke, waar ons die laaste 6-7 weke, absolute gemeenskap, omgee, liefde ervaar het, ek wou nog gaan lees het, en ek het nie, maar ek weet, Bon Jovi het 'n liedjie wat sê, Bed of Roses, waar hy in lê, en het gaan nie oor die liedjie nie, ek sê, dit gaan vir my oor, dit voel vir ons, hierdie laaste 6-7 weke, asof ons in hierdie bed van liefde lê, waar daar omgee is, daar is boodskappe, daar is WhatsApps, daar was 'n kos vir my gesin, die week 8-9 dae wat ek in die hospitaal was, waar mense net omgegee, daar is mense wat elke liewe dag 'n WhatsApp gestuur het, en ek weet, ons moet nie mense uitsonder nie, maar ek sê, as jy bo 70 of bo 75 is, dan kan ons maar, Tannie Wouda, ek weet nie of Tannie Wouda hier is nie, ons so op ons hart gedra, elke dag met Anelia gekommunikeer, om Bertie en Tannie Stefanie, soveel liefde ervaar,
van die gemeenskap. En dit dra mens, soveel gebede ervaar. So ek wil maar net sê dankie, en ek jy weet, dis 'n voorreg. Verlede week sê iemand vir my, dis hoekom 'n mens kerk toe gaan, is sodat jy, wanneer jy swaar kry, dat daar mense is wat na jou omsien, en ek sê vir hom, nee, dit is nie. Kerk wat ons beleef is gemeenskap, dis omgee, dis saam bly wees en is saam swaar wees. Dis vriendskap. Kruispad se doel rondom om 'n pad saam mekaar te loop, om 'n gemeentekamp te hê wat weer inkom in die middel van die jaar, om vir julle jonges geleentheid te gee om deel te raak van groepe, om saam 'n pad te loop. Dit is wat ons ervaar het die afgelope paar weke. En ek eer die Here vir dit. Dit is regtig besonder. Freda, ek dink daar's nog een ding wat ek eintlik op my hart het, wat gegaan het eintlik oor my belewing van hierdie paar weke voor die operasie, en dis nogal, jy weet, dis nogal, ek wil amper sê die Engelse woord is daunting, nee, om te dink, hier gaan ouens, jy weet, jou bors oopmaak, en hulle gaan in jou hart werk, en ja, ek weet, ek is veilig in die Here, maar tog is ek bang, ek is benoud, en 'n vriend van my wat my regtig wou bemoedig, en ek bedoel hy sê toe vir my, maar onthou net, Jesus verstaan daai, want Jesus het in daai donderdag aand voor die kruisiging, het hy bloed gesweet oor die pad wat vir hom voor lê. So hy verstaan jou pad, en is asof ek in daai oomblik net verstaan, en ek sê vir hom, maar weet wat, ek weet hy verstaan. Maar die aangrypende is, sy bloedsweet was nie vir homself nie. My bloedsweet was vir myself. Dit was omdat ek deur hierdie baie groot operasie, deur hierdie groot ding moet gaan, terwyl Jesus nie nodig gehad het om dit te doen nie. Maar hy wou dit doen, hy wou die wil van sy Vader doen, terwille van ons, vir wie hy dit doen. En dit was vir my so openbaring, en so bevrydend, en die maandag aand, ek is die dinsdag geopereer, die maandag aand, in daai hospitaalbed waar ek lê, en ek my Bybel vat, nadat Anelia en die kinders weg is, kom Psalm 23 in my op, wat ek ook as 'n klein seentjie geleer het, en die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En hy voorsien, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, hy is by my, hy sal my optel, in u hande is ek veilig, en daar vind ek absolute vrede vir hierdie pad, en vandag het ek die voorreg om hier te staan, en net vir julle ook te sê, daar is die lam, mag hy meer word, en ons minder, en mag ons nooit ophou praat, oor hoe groot en hoe goed hy is nie. Ek eer die Here. Amen. Dankie. Amen.